Die Suiwel Standaard Agentskap het in September maand SANAS akkreditasie ontvang en ek gaan nie vir ons kykers vertel wat dit beteken nie. Ons het vir Jompie Burger gevra om met my ons te kom kuier. Waarvoor staan SANAS, Jompie? En verduidelik vir ons watter tipe akkreditasie is dit? Goed, net so 'n bietjie van 'n aanloop. Jy weet, die suiwelbedryf per se, net soos enige ander landbousektor, ons het 'n gedeelde verantwoordelikheid om tot 'n mate van selfregulering toe te pas. En in daai bestek is dit nodig dat die bedryf daai gedeelde verantwoordelikheid na vore bring. En as dit moontlik is, die hef van 'n laboratorium is eintlik nog van meer waarde, sodat die produkte wat in die kleinhandel verskyn, daaroor verantwoordelikheid geneem word en seker gemaak word dat dit voldoen, en laat die bevordering van voldoening nog verdere aandag kry. So die Suiwel Standaard Agentskap met die hulp van Melk Suid-Afrika toe 'n laboratorium gevestig. Ons het reeds begin 2018 om 'n spektrum van analise op die been te kry, en so het ons nou September maand ons eerste SANAS akkreditasie gekry. SANAS staan natuurlik vir die Suid-Afrikaanse Nasionale Akkreditasiesisteem of stelsel. En so is van ons analitiese metodes volgens die internasionale standaarde organisasie ISO se vereistes is daai metodes toe geakkrediteer. So wat beteken dit vir ons as 'n bedryf? Ons is baie opgewonde. Dit wys dat ons geweldig baie toegewyd is toe die proses van integriteit. Ons wil graag hê dat almal wat by ons toets, ons rolspelers en natuurlik ons geweldige hoeveelheid monitering wat ons doen om seker te maak die kliënte kry veilige en kwaliteit produkte. Die word dan nou gedoen met die SANAS akkreditasie, en verseker help dit ons ook baie in die oë van die regering. Ons werk saam met die Departement van Gesondheid, Landbou en ek ken nou die Afrikaans, die NRCS, wat werk met gewigte en volumes en so aan. Ons toets en doen daai profiele, maar ons het nou sopas daai akkreditasie verwerf op grond van die chemiese analitiese metodes wat ons volg. Nou maar wat behels dit nou presies? Wat noem vir ons voorbeeld? Ek dink die belangrikste gedeelte is daar dat oor die spektrum van analitiese metodes wat ons doen, is dit vir ons regtig belangrik om te sê, goed, wanneer iemand by ons toets, kan ons inderdaad wys dat wanneer ons toets, is ons toetse konsekwent, dis goed herhaalbaar en dit volg en dit is verifieerbaar dat dit voldoen aan die standaarde. So die Suiwel Standaard Agentskap doen wel dan meteorologie, ons doen chemie en ons doen microbiologie. En nou het ons begin met die chemiese analitiese metodes wat behels onder meer jou vet, toetsing van vet en melk en suiwelprodukte volgens die akkreditasie wat ons nou verwerf het, nee, ons doen hierdie goed al lank al volgens die 17025 sisteem, maar die akkreditasie het ontbreek. So nou kan ons doen proteïen, ons kan doen vet en ons doen vaste stofinhoud, maar ons doen ook somatiese seltellings wat vir ons produsente ook net so belangrik is. En dit maak vir ons die deur oop, verseker in die waardeketting, dat ons kan al hoe meer en breër toetse doen en die inligting dan deel met die SANAS logo op as 'n bewys van integriteit. Soos wat dit is in die bedryf, as jy nie kan bewys het SANAS akkreditasie op die analitiese metodes nie, dan is jy nie goed, normaalweg nie 'n voorkeur 'n diensleweraar nie. So alhoewel ons nie met die sekondêre wêreld kommersieel kompeteer met jou ander laboratoriums nie, of privaat laboratoriums nie, is dit vir ons belangrik intern om ook te kan bewys dat as jy by die DSA betrokke is by toetsing, en veral omdat ons navorsing en ontwikkeling sterk ondersteun, dat daai toetsresultate dan wel kredietwaardig is. So, dit maak ons erg opgewonde, en ons sien baie uit na die pad vorentoe, Lise. Hierdie is ons deurbraak, omdat ons nou kan voortgaan met die res. Ons microbiologie gaan ons nou werk aan akkreditasie status op ons analitiese metodes en dan ook aan die diagnostiese kant, soos wat ons somatiese seltellings doen, gaan ons nou verder en ons kyk na in die wêreld van diagnostiese dissipline
om te kyk na brucellose toetsing waaroor ons al reeds gepraat het in die verlede, om dan die goedkeuring van die departement ook op daai bepaalde toetse te kry, soos die melkringtoets wat ons boere baie gaan help. So dit is erg opgewondenheid. Jompie, wat beteken hierdie vir julle as 'n span, vir die suiwelstandaard agentskap? Wat sê dit? Wel, nommer 1, ek dink jy kan nie SANA's akkreditasie behaal as jy nie absolute toegewyde span het wat hard werk en die doelwitte, die strategiese doelwitte van die organisasie en natuurlik van Melk SA baie goed verstaan nie. So baie trots natuurlik oor al die lede van die span en almal wat saamwerk en wat regtig waar baie hard gewerk het om hierdie akkreditasie te verwerf. En dit maak vir ons natuurlik die wêreld oop vorentoe. Ongeag van die moeilike omstandighede wat ons beleef in die ekonomie ensovoorts, om voor te gaan en nie net vir die industrie voordeel te gee nie, maar ook vir die verbruiker die sekerheid. Wanneer ons toets ons met kredietwaardigheid en dit bring 'n klomp sekerheid in hierdie wêreld van toetsregimes. So ons sien uit na die toekoms en wat volgende vir ons wag. Baie dankie en baie geluk hiermee. Baie dankie. Die Suiwelstandaard Agentskap wêreldklas. Dis dit wat ons vandag gehoor het en hulle het in September die SANA's akkreditasie ontvang en Jompie Burger het ons vandag daarvan vertel.